Sy goeiemôre, ek so bly vir elkeen wat weer ingeskakel het. Ja, mag jy vanoggend weer 'n seën uit die hand van die Here ontvang. My tema van vanoggend is die naam bo elke naam. En ja, as jy jou Bybel het, lees saam met my in Filippense 2, 7-9. Jesus het verseker die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, aan mense gelyk geword. Hy het homself verneder, hy het kom sterf aan die kruis. Daarom het God hom verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. So elke wonderwerk wat plaasvind, is sodat hy verheerlik kan word hier op aarde. En dan kom Petrus en Paulus voor die Joodse raad in Handelinge 4 en hulle kom en hulle vra vir Petrus, deur watter mag en deur watter naam het jy dit gedoen? Handelinge 4:7. En dan vers 10, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus wat julle gekruisig het, ja, die naam bo elke naam, in die naam van die Here wat soveel krag is, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, spreek die Here. Ons lees in Johannes 14 vers 13, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Kom ons nader vanoggend die troon van genade. Laat ons barmhartigheid en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So 'n wonderlike woord, die krag wat daar is in gebed, die naam bo elke naam. Here, U antwoord, U verhoor ons gebed. Daar is verlossing in die wondernaam van Jesus. Handelinge 4:12 kom. En saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder hemel wat onder mense gegee is, waardeur ons gered gaan word nie. Die woord sê vir ons, hy is die weg, hy is die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Na jou redding word ons gedoop in die naam van Jesus. Bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus. En dan verseker, hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Redding in die naam van Jesus, die naam bo elke naam, die krag wat daar is wanneer ons Jesus aanroep en sê, Here, daar is verlossing, ons roep Jesus aan. Daar is genesing in die naam van Jesus, 'n bekende gedeelte waar Petrus kom in Handelinge 3:6. Hy sê, Petrus sê vir die verlamde man, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus. Staan op en loop. Ja, die naam van Jesus, laat mure intuimel, laat berge skuif, siektes wyk, dit red lewens, dit verander omstandighede. Die naam bo elke naam. Hizkia, ons ken daai gedeelte van die wondergenesing van Hizkia in Jesaja 38, waar Hizkia kom en hy die troon van genade nader in vers 2, hy draai sy gesig na die muur en hy begin bid tot God en hy sê, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor U aangesig en trou met volkome hart gewandel het, gedoen wat goed is in U oë. En Hizkia het bitterlik geween. Die Here antwoord, verhoor sy gebed, die krag wat daar is. En ja, die Here voeg 15 jaar by sy lewe by. Die Here het ons krankhede op hom geneem. Deur sy wonde is daar vir ons in hierdie oggenduur genesing. Ek bely dat hy ons geneesheer is. Daar is 'n naam, bo elke naam. Here, ons sê dankie vir dit wat jy in hierdie oggenduur wil doen. Raak mense aan, genees hulle in Jesus naam. Bande moet breek in sy naam. Markus 16:17. My naam gaan julle duiwels uitdryf. En vir my 'n gedeelte is Matteus 12:28, maar as jy deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Die Here spreek selfs 'n woord en die duiwels raak stil, duiwels word uitgedryf. Lukas 10:17, ook die duiwels onderwerp hulle in U naam. Ja, Markus 1:25 spreek die Here onreine gees aan, hy bestraf het en sê, bly stil en gaan uit hierdie man uit, en in 'n oomblik ervaar hierdie man bevryding en losmaking. Wat se deur het jy in jou lewe dalk oopgemaak? Dalk bitterheid, dalk jaloesie, lastering, woede, en ons weet wat maak ons onrein, dit wat uit die hart uitkom. En dan kom die woord in Spreuke en sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely laat staan, gaan barmhartigheid vind.
Kom ons bely, kom ons laat staan, kom ons maak deure toe. Here, maak ons vry, maak ons los, daar's krag in die naam van Jesus. Paulus kom en hy maak 'n persoon los van 'n waarsêende gees in Handelinge 6:18. Hy beveel hierdie gees om te gaan in die naam van Jesus. Die woord sê, Paulus beveel dit om te gaan en die woord sê, en hy het in daai selfde oomblik het hy vrygekom, hy het losgekom. Ek wil vir jou sê, dis die salwing wat die juke breek in hierdie oggenduur. As die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Daar is vrymaking, daar's genesing, daar's verlossing, verseker oorwinning in die naam van Jesus. En ek wil hier na 'n voorbeeld verwys wat Dawid kom en hy praat in God se woord en hy sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard, met 'n spies, met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Kom ons sit ons vertroue in die Here, daar is oorwinning in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Laat my dink aan die boek Ester, waar die hele volk, Joodse volk uitgewissel kom, en hoe sy die Here genader het in vas en gebed, en die Here haar geantwoord en verhoor het. En ja, ons weet hoe sy volmag gekry, teermaatreëls ingestel, en hoe sy hele volk red van uitwissing. Ons ken daai gedeelte, Haman sterf self aan die galg, wat hy opgerig het vir Mordegai. Nou wil ek sê, Spreuke 22:8, wie onreg saai, sal onheil maai. Kom ons wees waaksaam, daar is oorwinning in die naam van Jesus. Die oomblik toe Ester die troon nader en sy begin vas en bid, ervaar sy oorwinning, en God gee vir haar guns. Seën het oor haar lewe inbeweeg, daar is krag in gebed. Psalm 91 vers 5, hy sal my aanroep, ek sal hom verhoor, in nood gaan ek by hom wees. Ek gaan hom uitred, maar ons gaan die Here eer gee vir elke genesing, vir elke oorwinning, vir elke verlossing, bevryding in Jesus naam. Ons weet dat die Seun van die mens verskyn het om die werke van die duiwel te vernietig. En Here, ek wil werklik bid vanoggend vir mense se deurbraak. Ek wil bid vir oorwinning. Mag die Here jou help met jou krisis, met jou probleem, die naam bo elke naam, die krag wat daar is in die naam van Jesus. Johannes 14:13, en wat julle ook al in my naam vra in hierdie oggend, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, gaan ek dit doen. Kom ons nader die troon van genade. Here, dankie vir 'n oggend soos hierdie. Ek wil U loof, ek wil U prys en aanbid, die naam bo elke naam. Here, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek bid vir verlossings, ek bid vir reddings. Here, dankie vir die wat die Seun van God aanvaar. Here, is daar lewe, ek spreek oorwinning, ek bid vir genesing in die wondernaam van Jesus, bevryding. Here, ons spreek geeste aan en mense kom los en kom vry in hierdie oggend van depressie, van moedeloosheid, van hartseer, van seer. Dankie, daar is oorwinning in die wonderlike naam van Jesus Christus. Here, elke wonderwerk wat vanoggend plaasvind, Here, dis sodat U verheerlik kan word. Die naam bo elke naam. En ons wil U loof, ons wil U prys. Dankie vir U guns en U seën wat inbeweeg oor mense in Jesus naam. Amen.